Salomo het bekend gestaan as die koning van wysheid in die Bybel. Ons sien selfs in 1 Konings 4 vers 29, en God het aan Salomo wysheid gegee en 'n baie groot verstand en 'n ruimte van insig, soos die sand wat aan die seestrand lê. So as ons enige wysheid kort, is die boeke van Salomo 'n goeie plek om te begin. Salomo se lewensverhaal lees jy van in 1 Konings, wat ons nou net klaar gemaak het, maar daar is 3 ander boeke in die Bybel wat hy self geskryf het, en dit is Spreuke, Prediker en Hooglied. Nou nie al sy spreuke was opgeteken nie, want jy sal sien dat die boek Spreuke in die Bybel het net 31 hoofstukke, maar 1 Konings 4 vers 32 sê, en hy het 3000 spreuke uitgespreek en sy liedere was 1005. Nou in hierdie les gaan ons kyk na Spreuke en Prediker. Nou hierdie boek is dieselfde as die boek van Psalms. As ek deur elke hoofstuk in detail werk, gaan ons baie lank hierso bly. En ek het net so 1 of 2 versies uit elke hoofstuk uitgehaal, net soos wat ek met Psalms gemaak het, maar dalk wanneer ons deur die Bybel gewerk het, kan ons terugkom en elkeen van hierdie boeke deeglik deurwerk. In 1 Korintiërs 12 lees ons dat aan elkeen van ons word geestelike gawes gegee. Daar word 9 genoem, maar kom ons kyk na 2 van hulle. Vers 8 sê, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Nou wat is die verskil tussen wysheid en kennis? Kennis is die fisiese leerwerk wat jy inneem wanneer jy byvoorbeeld die Bybel lees. Die Bybelstories, die lesse wat jy daaruit leer. Nou, die gawe van kennis beteken dat die Here gee vir jou dan die ability om hierdie stories te onthou. En ons kan dan hierdie lesse in ons lewens toepas en voorspoed beleef. Maar wysheid is wanneer jy byvoorbeeld voor 'n kruispunt staan en jy moet 'n besluit maak. Albei die opsies lyk goed. Nou, wysheid is wanneer jy die regte besluit kan maak oor 'n ingewikkelde saak. Nou as gevolg van dalk ondervinding, geloof, kennis, goeie oordeel, en soos wat ons gesien het in 1 Korintiërs 12, een van die gawes wat die Heilige Gees vir ons gee is kennis, of is wysheid. Nou in die boek van Spreuke lees ons baie van wysheid. Wysheid kan byvoorbeeld vir jou rykdom in die sak bring. Dit bring vrede en dit sal vir jou 'n soete slaap bring. Spreuke 8 vers 11 sê, want wysheid is beter as korale. Rykdom en eer is by my, diersame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer, om die wat my, wat in 'n wysheid is, liefhet, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. So hierdie spesifieke versie sê dat as jy wysheid in jou lewe het, dan kan jy ryk word. Spreuke 3 vers 24, as jy gaan lê, sal jy niks skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees. So hierso staan ook dat as jy wysheid in jou lewe het, dan gaan slaap vir jou makliker kom in die aande. Prediker 7 vers 11, wysheid is net so goed as 'n erfdeel en 'n voordeel vir die wat die son sien. Daai wat beteken die wat die son sien is die wat lewe. Maar hoe ontvang ons hierdie wysheid? Spreuke 1 vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Spreuke 9 vers 10, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. Spreuke 2 vers 5, as jy na wysheid luister, dan sal jy die vrees van die Here verstaan. So die eerste stap om wysheid te kry is om God te vrees. Ek dink baie mense vrees nie God nie, want hulle ken nie God nie. Hoe meer jy jou Bybel lees en tyd saam met God spandeer, besef jy hoe groot is die God wat ons aanbid. Ons het gesien met die boek van Psalm dat jy kan God se grootheid in sy natuur sien. God het alles gemaak vir sy doel en vir sy storie. Spreuke 16 vers 4, alles het die Here gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. Spreuke 22 vers 2, rykes en armes ontmoet mekaar, die Here het hulle almal gemaak. So hierso sien ons in die boek van Spreuke dat alles wat op die aarde is, het die Here gemaak vir sy storie en vir sy doel. Ons kan dalk van dit nie verstaan nie, maar hoe meer tyd jy saam met die Here spandeer, kan die Heilige Gees dit vir jou oopmaak. Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Nou elkeen van ons is besig met ons eie wedloop. Dalk is van ons kortafstand atlete en ander nou weer langafstand atlete. Ons moenie na die mense om ons kyk en onsself vergelyk met ander se sukses nie. Dalk oefen hulle al langer, dalk hardloop hulle al daardie spesifieke gedeelte van hulle wedloop al 'n paar keer, want miskien het hulle die vorige kere gedryf. Mens weet nie. Daarom sê hierdie stukkie in Hebreërs dat ons moet ons oë gefokus hou op Jesus. Hy gaan ons help om ons wedloop te voltooi. Jou eie wedloop met jou eie oefenprogram, met jou eie lesse, met jou eie eetprogram. God weet wat elkeen van ons kort.
Nou ek hou nogal van die idee dat Spreuke 31 hoofstukke het. Dis amper asof daar eene is vir elke dag. Ons kan Salomo se wysheid wat hy van God ontvang het, toepas elke dag en in elke fase van ons lewe. So dis hoekom ek nou die prentjie ingesit het, dat die wysheid van Salomo kan ons toepas in elke fase van ons lewe, van babietjie tot oud. Nou Jeremia 1 vers 5 sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Nou elkeen van ons is deel van God se plan. Nog voordat jy gebore was, het God al jou storie neergeskryf. Elke kind wat God vir ons gee, is 'n eer. Ons sien dit in Spreuke 17 vers 6. Kinders is 'n kroon vir grysaard. So daar staan kleinkinders is 'n kroon vir oupas en oumas. En vir die kinders is hulle vader 'n eer. En daai stukkie sê dan vir die ouers is die kinders dan 'n eer. Ja, ek weet soms maak hulle ons gedaan, maar as jy God se beginsels in sy woord volg, dan sal jou kinders en jou huis 'n seën wees. Spreuke 22 vers 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nou, ons lewe in 'n tyd waar daar vreeslik baie stemme is. Elke persoon het 'n YouTube-channel met sy eie opinie. Soms luister ons na iemand se opinie oor dat dit op ons feed gekom het, maar jy het geen idee wie die persoon is nie en of hy goddelike wysheid of kennis het nie. Daar is vreeslik baie mense op die internet wat ons wil leer hoe om ons kinders groot te maak. Nou, waarom gaan lees ons nie net die manual wat die creator van daardie kind geskryf het nie? Wanneer 'n kind oud genoeg is om te begin leer, gaan jou kind nuuskierig wees en baie dinge doen wat ons gaan moeg en kwaad maak. Ek persoonlik dink dat een van die grootste probleme van die mensdom is dat die meeste mense weet nie hoe om kinders groot te maak nie. En ek wys nie vinger nie, want onthou daardie ouers het ook in huise groot geword wat ook nie geweet het hoe om dit te doen nie. Hulle kon nêrens die waarheid geleer het nie. Let's try to build strong children rather than to fix broken adults. Jou kinderlewe vorm jou. Dit is hoe belangrik dit vir ons as ouers is om dissipline reg te doen. Nou kom ons gesels gou eers oor stoute kinders. Ek is 100% seker daarvan dat geen ouer wil hoor dat hulle kind is stout nie, want diep binne-in weet ons dat dalk het ons so 'n klein aandeel daarin, maar moet nie jouself kruisig nie, ons is net mens, ons laat val die bal soms. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons maak foute as ouers want ons weet nie. Ek het in hakies gesit dat soms is ons ook bietjie moeg, maar dis dan eintlik 'n goeie ding, want dit beteken ons kan leer en dit regstel, maar dan moet ons besef dat daar is dalk 'n tekort aan kennis. Hoe meer jy Bybel lees, hoe meer sal die Heilige Gees vir jou lesse uit die Bybel uitwys hoe om jou kinders groot te maak. Kom ons kyk byvoorbeeld na so 10 Bybelse beginsels van hoe om jou kinders te dissiplineer. Die eerste ene is wees lief vir hulle en help hulle om hulle laste te dra. Dit is moeilik om 'n kind te wees. Ja, ek weet is moeilik om 'n mens te wees, maar jy is nou al 'n groot mens en jy het al 'n hele klompie lewenservarings gehad waar jy 'n ding of twee geleer het. Jou kinders moet dit nog leer. Daarom help hulle, wees deel van hulle oplossing en nie deel van hulle probleem nie. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Ook in Spreuke 10 vers 12 staan daar, liefde bedek al die oortredinge. So wees lief vir jou kinders en help hulle dra aan hulle daaglikse probleme en so. Die tweede ene is, moenie op jou kinders skree nie. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Die Bybel leer ons ook dat wat jy saai, sal jy maai. As jy die hele tyd skree as jy ongelukkig is, dan gaan jou kinders later ook begin terugskree. Dit is die saad wat dan opkom van jou aksies. Daar is baie studies gedoen waar hulle bewys dat 'n kind wat die hele tyd op geskree word, het gedrags- en emosionele probleme. So moenie skree nie. Die derde ene is, praat net een keer. Jy moet boundaries hê. Omdat ons as ouers so moeg is ons soms 'n bietjie sloppy met die onderrig van ons kinders. Jy sê byvoorbeeld, moenie op die banke spring nie. Die een dag raas jy en dan die volgende dag sien jy dit, maar jy is net te moeg om te raas. Wat verstaanbaar is, maar jy maak jou kinders deurmekaar. Is op die bank spring dan nou reg of verkeerd? Want die een oomblik kry hulle raas en die volgende oomblik nie. Jy moet elke keer raas oor dieselfde fout en elke keer dieselfde straf gee. En dan na 'n ruk gaan jou kind presies weet wat die boundaries is. Ja, hulle gaan jou eers nog 'n paar keer toets. Nou 'n voorbeeld in die Bybel waar God net een keer gepraat het, was toe die volk in die beloofde land kon ingegaan het saam met Moses, Caleb en Josua, maar hulle het nie geglo dat God kan die land vir hulle gee nie en daarom het God toe gesê, nou gaan julle nie meer in die land in nie. Nou die volk het onmiddellik daarna berou gehad, maar God het by sy woord gebly, hulle het nie ingegaan nie. So praat net een keer.
Die vierde ene is, moenie te kwaai wees nie. Dink byvoorbeeld aan jou eie lewe. Hoeveel keer maak ons presies dieselfde foute oor en oor? En as ons na God toe gaan, is hy getrou en regverdig om ons daarvan te vergewe. Dit staan in 1 Johannes 1 vers 9. Nou, as jy 'n mooi kind van die Here is, probeer ons baie hard om dit nie weer te doen nie. En God kan sien dat ons is besig om te probeer. So gee vir jou kind ook die geleentheid om foute te maak, maar gee vir hulle die pad terug huis toe as hulle besef hulle is verkeerd. As jy byvoorbeeld elke keer oorreageer as jou kinders 'n fout maak, gaan hulle te bang wees om vir jou die waarheid te vertel en dan sit jy met 'n nuwe probleem, 'n kind wat jok. Die 5de wat ons nou gaan kyk is, jy moet jou kind leer. Toe ons kleiner was ons baie bevoorreg geweest om Bybel te kon leer op skool, maar die wet het dit weggeneem. As jy nie jou kind Bybelse beginsels leer nie, gaan hulle dit nêrens leer nie. Deuteronomium 6 vers 7 sê, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Gebruik enige geleentheid om vir jou kinders te leer wat God van hou en wat God haat. Onthou, wanneer jy met jou kind geraas het, maak seker jou kind weet waarom het hy raas gekry. Gee kans tot jou kind afgekoel het en dan na die tyd, wanneer dit tyd is vir vrede maak, vra of hulle weet waarom hulle gestraf is. Somtyds het hulle nie 'n idee nie, dan het daardie straf dan eintlik niks beteken nie. Maak seker jy sê byvoorbeeld jy het nou al 2 keer op die bank gespring, nadat ek vir jou gesê het jy mag nie, en elke keer as jy op die bank spring, gaan jy hierdie straf ontvang. So maak seker jou kind verstaan hoekom het hy dan op daai oomblik bakslag gekry. Die 6de ene is, mamma en pappa moet uit dieselfde mond praat. Die een kan nie straf en die ander ene troos nie. Die een wat gestraf het, moet eers gaan vrede maak. Anders gaan die kind sien dat hy of sy kan mamma en pappa teen mekaar draai. Geef jou man en vrou die geleentheid om te straf as hulle sien dis nodig. Moenie voor die kinders mekaar aanvat nie. Praat in die privaat met mekaar en kry 'n gesamentlike ooreenkoms oor wat verkeerd is en wat die straf kan wees. Onthou, ons as ouers het in verskillende huise groot geword en wat dalk in die een huis verkeerd was, is dalk in die ander huis oké. Nou as ouers gesels met mekaar en vind 'n middelweg. Soos genoem, gaan kry antwoorde in die Bybel. Weereens, die een kan nie straf en die ander ene troos nie. Die 7de ene sê ek, jy moet somtyds sê nee. Jou kinders kan nie alles kry wat hulle wil hê nie. Dit is nie liefde nie. Jy is besig om vir jouself baie probleme te maak, want jou kind gaan dink dit is hoe dit moet wees. Jy is besig om 'n ondankbare groot mens groot te maak. Dalk het jy self groot geword in 'n huis waar daar nie baie geld was nie, en jy het jouself beloof jy sal eendag jou kinders alles gee wat hulle harte begeer. Ons almal doen dit. Ons wil vir ons kinders beter gee as wat ons gehad het, maar somtyds is die antwoord nee. As my kinders byvoorbeeld elke aand chocolates vir aandete wil hê, dan gaan ek moet sê nee, want hulle liggame gaan nie ordentlik ontwikkel nie. Ek het nee gesê oor ek lief is vir hulle. Ons almal ken die versie, julle het nie want julle vra nie. Maar hoekom somtyds kry ons nie wat ons voorvra nie? Dit staan in Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. So hierdie versie sê julle bid, maar julle vra vir die verkeerde dinge. Nou hier is 'n voorbeeld waar God somtyds vir ons gebede ook nee sê. Dan die 8ste ene wat ons nou gaan kyk is, wees 'n voorbeeld. Dink net hoe makliker sou dit gewees het as kinders doen wat ons vir hulle sê hulle moet doen, maar hulle doen nie wat ons sê nie, hulle doen wat jy doen. Lewe soos 'n kind van die Here, wie se vrug van die Gees duidelik sigbaar is. So as jou kind na jou kyk, moet hy die vrug van die Gees in jou lewe kan sien, en dit is in Galasiërs 5 vers 22. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dan die 9de ene is, spandeer tyd saam met jou kinders. Jy gaan eintlik besef hoe vreeslik oulik hulle werklik is. For a child, love is spelled T-I-M-E. So spandeer tyd saam met jou kinders. Oral in die Bybel sien ons hoe baie graag God ook 'n verhouding met elkeen van ons wil hê. Dit is deel van God se design vir die mens om 'n honger te hê vir dieper verhoudings. God het saam met Adam in die tuin geloop. En Jesus het op die kruis kom sterf om die verhouding tussen God en die mens weer te herstel. Verhouding is belangrik tussen jou en God, en verhouding is belangrik tussen jou en jou geliefdes. En dan het ek die volgende ene gelos vir laaste, oor dat dit amper die gedagte in die boek van Spreuke is wat die meeste genoem word, en dit is gee, pak, sla. Hier is 'n hele klompie versies
Oorgee diegene pak vir wie jy lief is. Maar dit is baie belangrik om die regte balans te kry. God is 'n God van balans. Jy moenie jou kind doodslaan nie en jy moet ook nie jou kind te veel slaan nie en ook moenie jou kind slaan wanneer jy kwaad is nie, want dan is mens geneig om onnodig hard te slaan. Jy haal jou frustrasies dan uit op jou kind. Nou sulke tipe pak slaag gaan skade maak. Gee pak slaag want hulle stoute aksies het nagevolge. Hulle moet weet as hulle byvoorbeeld op die bed spring, gaan hulle pak kry. Ja, ek weet dat die wet sê dit is onwettig om jou kind pak te gee, maar die Bybel sê dat soos die einde nader kom, gaan dit wat reg is verkeerd wees en dit wat verkeerd is reg wees. Om pak slaag te gee is reg, maar die duiwel het die regstelsel aan sy kant gekry en dit onwettig gemaak. Nou hoekom het hy dit gedoen? Want die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ons sien dit in Johannes 10 vers 10. As jy nie jou kinders pak gee nie, gaan jou vreugde in jou huis gesteel word. Julle familie gaan verwoes word. 'n Mens kan eintlik 'n baie diep boodskap hieruit leer. As jou kind net doen wat hy wil en geen nagevolge ontvang nie, gaan niks in sy oë verkeerd wees nie. En dis gevaarlik want dit kom terug na hulle siele toe. As hulle nie besef daar is nagevolge vir sonde nie, gaan hulle nie besef die gevare dat hulle dalk eendag in die hel kan opeindig nie. Gee jou kinders pak slaag want die Bybel sê so. Nie time out en gentle parenting of ag, shame, hulle is nog te jonk nie. Buig die boompie terwyl hy nog klein is. Hier is 'n hele klompie versies in Spreuke, soos wat ek gesê het, dit is seker een van die gedagtes in Spreuke wat die meeste aangespreek word. Ek gaan elkeen gou so vinnig lees, want die Here tugtig hom wat hom liefhet. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. So as jy jou kind pak gee, beteken dit jy is lief vir hom. Wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. Hou die tug nie terug van die seun nie. As hy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. Armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp, maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geëer. So daai spesifieke versie sê dat as jy nie jou kinders pak gee nie, kan hulle dalk nog arm word. Spreuke 29 vers 15, die roede en die bestraffing gee wysheid, maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Tugtig jou seun, dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf. Daai versie sê dat as jy nie jou kind pak gee terwyl hy dan nou klein is nie, dan gaan hy en dalk miskien eendag as hy 'n tiener is, gaan hy jou dalk embarrass voor ander mense. Spreuke 4 vers 13, nou vas aan die tug, laat dit nie los nie, bewaar dit, want dit is jou lewe. 'n Strenge tugtiging is daar vir hom wat die pad verlaat, hy wat die teregwysing haat, sal lewe. Tugtig jou seun, want daar is hoop, maar laat dit nie op hom in jou opkom om hom dood te maak nie. So daai is nou die stukkie wat beteken moenie jou kind doodslaan nie. Spreuke 1 vers 3, tug wat verstandig maak. Spreuke 1 vers 8, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, want dit is 'n lieflike kraans vir jou hoof en 'n suurlike kettinge vir jou hals. Ook Spreuke 4 vers 9 sê dat tugtiging is 'n suurlike kroon. Dan Spreuke 20 vers 30, bloedige wonde suiwer die kwaad en die sla die kamers van die binneste. So dit sê pak sla maak die kamers van die binneste skoon. Spreuke 3 vers 2, as jy my onderwysing nie vergeet nie, sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Nou die duiwel het pak slaag weggevat, eers uit die skole uit en daarna uit die huise uit. Soos ek genoem het, want hy weet wat se chaos dit kan veroorsaak. Vanaf pak slaag uit die skole uitgeneem is die dissipline op skole besig om baie vinnig agteruit te gaan. Ek stem nie saam met onderwysers en skoolhowe wat die kinders onnodig geslaan het en waar die kinders te hard geslaan was nie. Maar deesdae is die onderwysers se hande so afgekap met kinders in die klas wat se gedrag onaanvaarbaar is. Daar is geen definitiewe oplossing wat werk nie. En daarom sal meeste onderwysers vir die ouers voorstel dat dalk het jou kind ADHD, oorweeg miskien pille om hulle beheerbaar te maak. Nou die probleem met elke tweede kind wat gediagnoseer word met ADHD, is die probleem gaan nie opgelos word nie. Wat ek daarmee bedoel is, baie kinders is stout, hulle het nie ADHD nie, hulle kort pak slaag, nie pille nie. Dit is so maklik net om te sê, my kind is gediagnoseer met 'n siekte, want dit beteken hy is so gebore, daar is niks wat ek daaromtrent kan doen nie. Ons skryp weg agter die idee dat dit is nie ons skuld nie, dis net 'n siekte. Daarom gaan die probleem nie reggestel word nie. Begin jou kind dissiplineer soos die Bybel ons leer, en dan gaan baie van ons ADHD kinders genees word. Dalk terwyl jy nou na hierdie luister, raak jy dalk bietjie kwaad vir my, want jou kind het regtig ADHD. Ek glo daar is kinders wat sukkel om stil te sit en te konsentreer en natuurlike pilletjies werk, maar die probleem wat ek het is dat deesdae elke kind wat gedragsprobleme by die
skool het ADHD. Dit maak logies nie sin nie. Sodra 'n gemeenskap God se beginsels uit 'n lewens uithaal, dan gaan dinge begin in mekaar val. Dink jy nie as ouer wat sit met 'n ADHD kind, wil jy nie graag hê jou kind moet sonder pille hanteerbaar optree nie. Ons mense het dringend hulp nodig, dit raak te veel. Die skole bou altyd met slegte verslae, daar's geen vrede in jou huis nie, jy en jou kind het geen gesonde verhouding nie, julle kan nie praat sonder om te beklei nie. Dit alles is die werke van die duiwel. Hy kom steel, slag en verwoes. Kom ons bring weer die Bybel terug in ons skole en kom ons bring weer die Bybel terug in ons huise.